Ok, stel jou gou dit voor. Jy's op 'n Pilates reformer. Dis stil, die enigste geluid is daai sagte rol van die wiele. Mm. En die beweging is, wel, dis minimalisties, amper onsigbaar. Jou hakke sak beheerst af en dan lig jy hulle net so gemeet weer op, die lower and lift. Ja, Op die oog af lyk dit dalk na die vervelingste oefening ooit. Net 'n opwarm vir die kuite, reg. dis wat almal dink. Maar ons bron vir vandag, 'n diepgaande onderhouds met die Pilates-instrukteur Caroline Berger de Femini, sê hierdie eenvoudige beweging is, en ek haal aan, 'n openbaring van jou liggaam se waarheid. En dis presies die raaisel, né? Hoe kan so 'n klein, amper onbenullige beweging so 'n diep storie vertel? Ja, Caroline se hele argument is dat hierdie oefening, juis omdat dit so stadig en sonder enige drama is, 'n soort brutale eerlikheid van jou liggaam vereis. Daar's nêrens om weg te kruip. Ek is mal oor daai frase. 'n Beweging met brutale eerlikheid. So ons missie vandag is om hierdie oënskynlik eenvoudige aksie onder 'n mikroskoop te plaas. Ja, Ons gaan die biomeganika uitmekaar haal om te verstaan hoekom sy glo dis 'n diepgaande toets van jou postuur, jou stabiliteit en wel jou hele liggaamsbewustheid. Ons soek daai waarheid. Presies. Die bron stel dit so duidelik. Anders as met vinnige cardio of swaar gewigte waar jy kan, deur momentum kan kil, Ja, het die lower lift net een geldenheid. Presisie. Dis 'n stille gesprek tussen jou voet, swaartekrag en hoe goed jy na jou eie liggaam kan luister. goed. As ons hierdie raaisel wil oplos, moet ons seker by die toneel van die misdaad begin. Die enkelgewrig self. Mhm. Die onderhoud is baie spesifiek hieroor. Dit noem die tallocraniale gewrig. En Caroline beskryf dit as een van die intelligentste gewrigte in die liggaam. Ja. Maar wat maak dit so slim? Sy gebruik 'n Franse term, jinglimyn modifié. Dit klink nogal indrukwekkend, maar wat beteken dit in gewone Afrikaans? Wel, dis 'n fantastiese vraag, want daardie term is die sleutel tot alles. 'n Gewone ginglimai is maar net 'n eenvoudige skarniergewrig. Dink aan die skarnier aan 'n deur. Ok, so oop en toe. Een beweging. Net dit. Maar die enkel is 'n gemodifiseerde skarnier. Dit het 'n bietjie meer speel in. 'n bietjie meer subtiliteit. En daardie subtiliteit kom van die unieke vorm van die talusbeen, Die watse been? die talus. Spesifiek die deel wat soos 'n katrol gevorm is, die trogleatali. En hier's die ding, hierdie katrol is nie simmetries nie. Sy voorkant is merkbaar breër as sy agterkant. Sjoe. En daai klein ontwerpsdetail verander absoluut alles in hierdie oefening. Wag, so die vorm van een enkele been se oppervlak bepaal die hele karakter van die beweging. Hoe werk dit in die praktyk wanneer jy jou hakke laat sak en lig? Kom ons volg die beweging. Wanneer jou hakke sak, dis die dorsifleksiefase. Dan gly die wye voorkant van daai katrol diep in die gleuf wat deur jou twee onderbeenbene gevorm word. Die tibiofibulaire mortis. Presies daai een. Dink daaraan, soos 'n presies pasgemaakte bankskroef. Die breë deel van die been sluit perfek en stewig in hierdie bankskroef vas. Ek kan dit amper voel. Daai oomblik onder, wanneer die enkel net soliede en ondersteun voel. Dis die bene wat in mekaar sluit. Die kontak is maksimaal. Die hele struktuur word rotsvas. En dit gee jou ongelooflike passiewe stabiliteit. Die skelet self doen die werk. Ok, maar wat gebeur dan as jy jou hakke begin lig? Wel, dis waar die tawekens gebeur. Soos jy jou hakke lig, plantêre fleksie, gly die nouer agterste deel van daai katrol vorentoe in die bankskroef in. En skielik, Is die pasmaat nie meer perfek nie? glad nie. Daar's meer spasie. Daai bankskroef het effektief 'n bietjie losgedraai. Die passiewe skeletale stabiliteit is weg. En dit is die oomblik van waarheid. Dis dit, want nou moet aktiewe stabiliteit oorneem. Al die spiere rondom die enkel, die groot kuite, die spiere aan die kant en veral daai klein spiertjies binne in die voet moet nou blitsvinnig aanskakel en saamwerk om te keer dat alles wankel. Dis briljant. So die oefening is doelbewus ontwerp om jou te forceer om te wissel tussen hierdie rotsvaste skeletale ondersteuning en 'n meer, onstabiele posisie waar jou spiere en senuwees moet oorneem. Dis 'n konstante dans tussen staat maak op jou bene en staat maak op jou spiere.
Dit leer die voet om aanpasbaar te wees. Presies, om nooit net op een stelsel staat te maak nie. Dis hoe die enkel intelligent word. Dit leer om te voel, te antisipeer en te reageer. Goed, so dis duidelik baie meer as net bene wat op en af beweeg. Maar dit kan ook nie net spiere wees nie. Die onderhoud praat van die kapsel en die ligamente as 'n sensoriese landskap. Dit klink nogal poëties. Is hulle nie maar net soos passiewe toue wat alles bymekaar hou nie? Wel, dit is die algemene wanopvatting, né? Ons dink aan ligamente as iets wat eers in die prentjie kom wanneer jy jou enkel swik. Ja, presies. Maar hier is hulle rol nie om die beweging te stop nie. Hulle rol is om dit te lei. Caroline beskryf hulle soos gidse, amper soos die spore vir 'n trein. Soos jou haksak span ligamente geleidelik. Hulle blokkeer niks nie, hulle skep 'n kanaal. So hulle is meer soos intelligente veiligheidsreëlings as dom toue. Ja? Wat 'n goeie manier om dit te stel. Maar waar kom die sensoriese deel in? Ja, vertel my. Dis waar dit regtig fascinerend raak. Daardie ligamente en die gewrigskapsule is propvol klein senuweereseptore, meganorreseptore. Hulle is soos mikroskopiese sensors. Wat meet hulle? Alles. Die spoed van die beweging, die hoeveelheid strek, die presiese posisie van die gewrig in die ruimte. Hulle stuur hierdie ryk stroom data in realiteit reguit na jou sentrale senuweestelsel. So dis amper soos 'n span spioene op die grond wat intelligensie terugstuur hoofkwartier toe. Dis 'n perfekte analogie. En die hoofkwartier, jou brein en rugmurg, reageer onmiddellik. Dit ontleed daai data en stuur in millisekondes aangepaste opdragte terug na die spiere. Dis 'n konstante terugvoerlus. Kom selfs as jy nie bewustelik daaraan dink nie, hierdie oefening jou liggaam dwing om ongelooflik teenwoordig te wees. Goed, die prentjie word al hoe duideliker. Ons het die bene wat die struktuur skep, die ligamente as spioene. Maar wie is die spesiale agente op die grond wat hierdie superpresiese opdragte uitvoer? Dit kan tog nie net die groot lomp kuitspiere wees nie? Nee, glad nie. En hier bring Carolyn twee van die onbesonge helde van die voet na vore. Spiere wat sy die bewakers van die beweging noem. En ek is seker ek het nog nooit van hulle gehoor nie. Seker nie. Die extensor hallucis brevis en die adductor hallucis. Jy's reg, 0 herkenning. Die adductor hallucis. Ek het altyd gedink adduktore is daai spier aan die binnekant van jou bobene. Haha, ja. Wat op aarde doen 'n spier met daai naam in die voet? Wel, dit doen presies wat sy naam sê. Dit trek jou groottoon, die hallux, na die middellyn van die voet toe. Caroline beskryf sy funksie pragtig. Dink daaraan as 'n interne gordel wat jou voorvoet se bene bymekaar trek. Ah, okay. Sonder hierdie spier, wanneer jy jou hak lig, sal jou voorvoet wil uitsprei soos 'n oop waaier. Die adductor hallucis trek alles saam en verander jou voorvoet in 'n soliede, kompakte jufboom. Wow. Sonder daai spiertjie verloor die hele opwaartse beweging sy integriteit. Sy krag, ja. En die ander een, die extensor hallucis brevis. Ja. Sy rol is net so subtiel en net so belangrik. Hierdie spiertjie help om die groottoon te stabiliseer en keer dat dit na binne ineenstort, veral in die afwaartse fase. Dit is een van die sleutelspelers wat help om die boog van jou voet te ondersteun. So hierdie twee is die stil musikante wat die fyn instelling doen. Ja. Hulle is die verskil tussen 'n beheerde, presiese beweging en net 'n lokkerrakke op en af. Dis ongelooflik. Dit bring my by iets wat my regtig opgeval het. Ons fokus altyd op die krag wat nodig is om op te lig, né? Die konsentrese fase. Maar Caroline argumenteer die ware kuns lê in die afkoms. Hoekom is hierdie eksentriese fase die verborgde hart van die oefening? Omdat dit is waar die liggaam se mees gevorderde vaardigheid op die proef gestel word. Beheerde decelerasie. Om iets op te tel is, wel, dis relatief eenvoudig. Om iets swaar, stadig en met absolute beheer neer te sit, Dis 'n kuns. dis 'n kuns. En hierdie afwaartse beweging vereis 'n eksentriese kontraksie van jou kuitspiere. Dit beteken daardie spiere moet aktief krag genereer, terwyl hulle terselfdertyd langer word om die beweging te rem. Ek kan heeltemal daarmee relateer. Ek onthou my eerste instrukteur altyd geskree ek, moenie net val nie, arriveer onder. Dit het my maande gevat om te verstaan sy praat van hierdie presiese aktiewe verlenging. Jou instrukteur was wys.
Dis presies wat die bron beskryf as 'n intelligente kontraksie. Jy veg teen swaartekrag, maar jy gee dit nie net passief prys nie. Jy begelei die gewig afwaarts. Jy filtreer die krag. Ja, jy beheer die vloei. En die beeldspraak wat Caroline gebruik is net te mooi om nie te deel nie. Sy noem dit 'n afkoms wat strek sonder om ooit te val, 'n afkoms wat begelei sonder om ooit prys te gee, 'n afkoms wat asemhaal. Sjoe, dit verander heeltemal hoe jy oor so basiese aksie dink. En dit laat my wonder, as daar soveel kompleksiteit heel onder in die enkel is, kan dit werklik in isolasie werk? En daar het jy die finale stuk van die legkaart. Die antwoord is 'n dawerende nee. Glad nie. Absoluut nie. Die enkel kan nie in isolasie werk nie. Die onderhou praat van die heup-knie-enkelbeleining as 'n lewende as. Daardie as is die ruggraat van die hele beweging. So, as my enkel wankel in hierdie oefening, sê jy vir my die probleem is dalk nie eers in my enkel nie. Presies. Dis dalk die grootste openbaring van alles. Jou wankelrige enkel is dikwels net die slagoffer, nie die skuldige nie. Reg. As jou heup effens na die kant toe sak, sal jou knie onvermydelik na binne val en jou enkel sal desperaat moet probeer kompenseer. Jou voet skree basies vir jou dat jou heup nie sy werk doen nie. So die beweging is distaal, maar die beheer is globaal. Jy het dit. Selfs 'n gespanne ribbekas kan daardie lyn van krag breek. Dis 'n toets van jou hele liggaam se koördinasie. Dis 'n totale kopskuif. So, die lower and lift is nie 'n voetoefening nie. Nee. Dis 'n toets van jou totale liggaamsintegrasie, wat toevallig deur die voet uitgedruk word. Juis. En dit bring ons terug na daai oorspronklike idee van die waarheid. Die oefening vergewe nie. Dit wys jou presies waarin daai ketting die swak skakel is. Dit vergewe nie haas of onoplettendheid nie. Dit eis jou volle bewustheid. So, wat begin het as 'n eenvoudige, amper vervelige op- en afbeweging, het ons nou ontmasker as 'n diepgaande diagnostiese instrument. Dit openbaar die intelligensie van jou enkel, die spionagenetwerk in jou ligamente, die presiese werk van daai stil musikante in jou voet. En uiteindelik die integriteit van jou hele posturale stelsel. En dis hoekom dit so fundamenteel bly, selfs vir die mees gevorderde mense. Ja. Dis soos Caroline dit stel, 'n toets van integriteit. Dit toets of jy reg asemhaal, of jy jou kern stabiliseer, of jy werklik teenwoordig is. Dis 'n nederige oefening, maar dit het ongelooflik hoë standaarde. 'n Nederige oefening met hoë standaarde, dit som dit perfek op. Dit is werklik 'n diepgaande perspektief op iets wat so maklik afgeskryf kan word. En dit is die gedagte waarmee ons jou wil laat. Die bron eindig met 'n pragtige idee. Die presisie en bewustheid wat jy in hierdie een klein oefening leer, is nie net tegniek nie. Sy beskryf dit as 'n vorm van dankbaarheid teenoor die liggaam. Sjoe. Dit gaan daaroor om die ongelooflike kompleksiteit wat reeds in jou eie anatomie ingebou is, te eerbiedig. So die volgende keer as jy 'n oënskynlik eenvoudige herhalende beweging doen, of dit Pilates is, of yoga, of by die gym, vra jouself af, watter intieme gesprek is my liggaam op hierdie oomblik besig om te voer, en neem dit werklik die tyd om daarna te luister.